Goeiedag en baie welkom. Ons kan so baie leer uit die lewe van 'n gelowige. En in Lukas 1 begin Lukas met 'n deeglike ondersoek oor die eerste Kersfees. Hy sê hy het alles stap vir stap gevolg, feite bymekaar gemaak en met ooggetuies gepraat. In my verbeelding sien ek 'n moontlike gesprek tussen Lukas en Sagaria, een van die sleutelkarakters in die eerste Kersverhaal. Die skrifgedeelte van vandag is deel van Lukas se werk om die betroubare weergawe van die Kersverhaal te vertel. Hy begin met 'n oom en 'n tannie, Sagaria en Elisabeth. Kom ons lees van vers 5. In die tyd van Herodes, koning van Judea, was daar 'n priester uit die diensgroep van Abia met die naam Sagaria. Sy vrou was uit Aaron se nageslag en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle op vergevorderde leeftyd was. 'n Engel van die Here het toe aan hom verskyn en aan die regterhand van die altaar vir die reukwerk gestaan. Sagaria was ontstel toe hy hom sien en vrees het hom oorval. Maar die engel het vir hom gesê: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Johannes noem. Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef en baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Inderdaad, hy sal groot wees in die oë van die Here." Lukas 1 vertel die verhaal van Sagaria, 'n priester wat in nederigheid en trou diens gedoen het in die tempel van die Here. Hy en sy vrou Elisabeth was regverdig voor God, maar het geen kinders gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en hulle albei op 'n vergevorderde leeftyd was. Tog het hulle nie moed opgegee of van hulle roeping afgewyk nie. Dis hier waar Eugene Peterson se frase "a long obedience in the same direction" perfek aansluit by Sagaria se lewe. Sagaria en Elisabeth het waarskynlik jare lank gebid vir 'n kind, maar hulle gebede is nie dadelik verhoor nie. En ek dink dit moes emosioneel moeilik gewees het, veral in 'n kultuur waar kinderloosheid as 'n skande gesien is. Tog het hulle bly gehoorsaam wees, bly getrou, dien en bly hoop. Hierin sien ons 'n praktiese voorbeeld van 'n lang gehoorsaamheid, om aan te hou, vertrou, selfs al is daar geen sigbare resultate nie. In ons eie lewens vra die Here dikwels van ons om in geloof te bly wandel, selfs al lyk dit asof niks gaan verander nie. So Sagaria moet ons onthou dat God se tyd altyd perfek is, selfs wanneer dit vir ons onmoontlik lyk. Ek dink aan die woorde van Habakuk, wat Sagaria en Elisabeth sekerlik dikwels gelees en oor gereflekteer het. Al sou die vyeboom nie bot nie, en die olyfoes misluk, en daar geen beeste in die kraal wees nie. Nogtans, is dit nie die woorde van Sagaria en Elisabeth dalk nie? Nogtans sal ek in die Here jubel, aan God my redder. Dis al wat hulle het, 'n belofte, en die hoop dat God hierdie belofte gaan nakom, ten spyte van wat hulle kan sien of nie sien nie. Die keerpunt in Sagaria se verhaal kom toe die engel Gabriël in hom verskyn en sê: "Sagaria, die Here het jou gebed verhoor." Miskien vandag, waarvoor bid jy al vir jare? Waarvoor bid jy nou? Sal dit nie wonderlik wees om te hoor, jou gebed is verhoor nie. Maar dit vra dat ons aanhou vertrou, aanhou die pad stap van gehoorsaamheid in dieselfde rigting. Vir dekades moes Sagaria en Elisabeth opstaan en doelbewus en konstante besluit maak om aan te hou glo, aan te hou hoop, dat eendag hulle daai woorde gaan hoor. Peterson beskryf gehoorsaamheid as 'n reis, 'n proses waarin ons groei en leer. Selfs wanneer ons struikel, is God getrou om ons op te tel en ons opnuut aan sy plan te herinner. En dan is daar die vrug van hulle gehoorsaamheid. Vrug van ons gehoorsaamheid, soos wat ons hierdie pad stap. Toe Johannes uiteindelik gebore word, sien ons hoe Sagaria weer praat. Hierdie keer nie in twyfel nie, maar in lof aan God. Hy sing die pragtige loflied bekend as die Benedictus in Lukas 1 vanaf vers 68.
wat die koms van die Messias en Johannes se rol daarin vier. In hierdie moment is die vrug van jarelange gehoorsaamheid en vertroue in God. Dit is ook 'n herinnering dat gehoorsaamheid nie net vir ons eie voordeel is nie, maar vir die groter werk wat God in en deur ons wil doen. Johannes het die weg vir Jesus voorberei. En Sagaria en Elisabet se lewe van gehoorsaamheid was deel van God se groot plan van verlossing. Ons is deel van hierdie Kersverhaal. Ons is deel van hierdie rolle wat vir elkeen van ons gegee word. Kersverhaal wat die uitnodiging is van die redder wat die wêreld binnekom en ons wat ja sê om hom te volg. En soos wat ons vandag hierdie Kerstyd ingaan, die adventtyd, die afwagting en die hoop dat Christus vir ons gaan kom, dat ons ook in ons gebede, in ons gedagtes, en ons elke dag besluit en die opstaan van 'n nuwe môre sal weet, dat daar gaan 'n tyd kom, daar gaan 'n dag kom, 'n bepaalde in 'n tyd wat God se tyd is. Ons heel moontlik gaan hoor, jou gebed is verhoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vandag so saam is en ons staan in 'n advent, en ons staan in 'n storie van Sagaria en Elisabet stil, en ons weet dat net soos hulle die pad gestap het met vrug, so is daar ook 'n verwagting en 'n hoop vir ons, om in die paaie van ons lewens ook die vrug te kan sien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.